Goeiedag en welkom by vandag se videoles in statistiek. In vandag se videoles gaan ons kyk na die verspreiding van data en spesifiek na die simmetrie en skeefheid wat ons kan kry. Dataverspreidingspatrone kan een van die volgende wees. Dit kan hetsy simmetries wees, positief skeef of negatief skeef. Dis die 3 tipes wat ons kry wanneer ons kyk na verspreiding. Nou ons gaan elke keer die gemiddeld en die mediaan met mekaar vergelyk vir elkeen van die metodes en dan kan ons dit op een van 4 grafiese maniere voorstel. Eerstens die mond en snor of die boksdiagram, 'n histogram, onthou 'n histogram is waar die stawe teenoor mekaar is, 'n frekwensieveelhoek, 'n frekwensieveelhoek kry jy deur die middelpunte van jou histogram se stawe met mekaar te verbind. En 'n verdelingsgrafiek is dan waar ons hierdie middelpunte met 'n gladde kromme in plaas van reguit lyne verbind. Kom ons bestudeer nou elkeen van hierdie patrone afsonderlik. Die eerste tipe waarna ons gaan kyk is die simmetriese data. En uiteraard is dit die tipe patroon waarna jy strewe wanneer jy statistiek doen. Nou simmetriese data behels dat jou data rondom die middel versprei is. So met ander woorde, jy sal sien, as jy kyk na die mediaan wat hier in die middel is, dan is jou data links en regs omtrent eweveel. So met ander woorde, hy is ewe stygend dalend wat ons kry en mooi in die middel daar verdeel. 'n Hoë konsentrasie van die data vind rondom die gemiddeld plaas. So, onthou as dit gesê ons gaan na die gemiddeld en die mediaan kyk en dit vergelyk. Vir simmetriese data is jou gemiddeld gelyk aan jou mediaan. Wanneer ons na positiewe skewe data kyk, is dit belangrik om te sien dat ons ook soms kan praat van dis skeef na regs. Nou in hierdie geval is die data na die kant van jou hoër waardes versprei of uitgesprei of uitgereik. So dit beteken daar is 'n hoë konsentrasie van data rondom die laer waardes. So die datapunte in jou lae waardes is nader aan mekaar gesorteer. Hierdie verskynsel veroorsaak wat ons noem 'n stert by die hoër waardes. So as jy kyk na jou mond en snor, daar is die mediaan, is daai middelste lyn. So die waardes hierso van die minimum tot by die mediaan, daai waardes is almal redelik naby aan mekaar. Terwyl van die mediaan af tot by jou maksimum waarde is dit heel wat groter en is jou data meer versprei. So hierso kan jy ook sien, hy maak so half 'n stert. So vir al jou verdelingsgrafiek maak dit mooi daai verduideliking van die stert vir jou duidelik. So in hierdie geval is die gemiddeld groter as die mediaan. Vir negatiewe skewe data of data wat skeef na links is dit presies die omgekeerde van die positiewe skewe data. So in hierdie geval is jou data na die kant van die laer waardes versprei en uitgereik en daar's 'n hoë konsentrasie van data rondom die hoër waardes. So weer eens, as jy kyk byvoorbeeld na die mond en snor, dan sal jy sien vanaf die mediaan tot by jou maksimum, is dit 'n waardes baie naby aan mekaar, terwyl na hierdie linkerkant toe is dit baie meer uitgereik. So ons kry dan in hierdie geval 'n stert by die laer waardes. En weer eens is dit hierdie verdelingsgrafiek wat daai stert gedeelte mooi duidelik uitwys. So vir hierdie geval is jou gemiddeld kleiner as jou mediaan. Nou as ons praat van kleiner, beteken dit as ons vat die boks en snor, as dit die mediaan is, dan lê jou gemiddeld iewerster aan die linkerkant van wat jou mediaan is. So dit is die 3 patrone wat ons kry. Simmetries, positief skeef en negatief skeef. Nou skeefheid het 'n effek op die gemiddeld. So ons onthou nou elke keer die gemiddeld en die mediaan met mekaar vergelyk. Hoe meer skeef die data is,
hoe minder betroubaar is die gemiddelde as 'n maatstaf van sentrale neiging. As die data positief skeef is die gemiddeld te hoog om as 'n betroubare maatstaf van sentrale neiging te dien. So onthou, positief skeef, dan beteken dat jou gemiddeld is groter as jou mediaan. As die data negatief skeef is die gemiddeld nou weer te laag om as 'n betroubare maatstaf van sentrale neiging te dien. So die mediaan bly 'n betroubare maatstaf van sentrale neiging, ongeag die skeefheid. Nou wanneer ons met verspreiding kyk, is dit belangrik ook om te kyk na uitskieters. Nou uitskieters is 'n waarneming of 'n datapunt wat buitengewoon ver is van die ander waarnemings of datapunte. Nou dit gebeur gewoonlik as gevolg van toevallige verskynsels. Byvoorbeeld, 'n lengte van meer as 2,1 meter word aangeteken in 'n datastel waar mense se lengtes gemeet word. So 2,1 meter vir 'n lengte vir 'n persoon is nogal bietjie iets buiten die normale. Dit kan ook wees as gevolg van 'n metingsfout, so waar 'n lengte byvoorbeeld 1,8 meter moet wees, word dit verkeerdelik neergeskryf as 8,1. En derdens kan dit ook wees as gevolg van 'n eksperimentele fout. Byvoorbeeld wanneer 'n kind se lengte ingesluit word in 'n opname oor lengtes van volwassenes. Nou 'n waarde of 'n datapunt word as 'n uitskieter beskou as dit buite die volgende interval lê. So hierdie interval het 'n onderste en 'n boonste waarde. Vir die onderste waarde gebruik jy jou Q1, wat bekend is as jou kwartiel 1, minus 3/2, minus 1,5, jou interkwartiel variasiewyte. Nou onthou, hierdie interkwartiel variasiewyte beteken dis jou boonste kwartiel Q3 minus jou onderste kwartiel Q1. Vir die boonste waarde vat jy dan jou boonste kwartiel plus 1,5 keer 3/2 jou interkwartiel variasiewyte. Dit is belangrik om te verstaan wat die begrip is van die betroubaarheid van maatstawwe van sentrale neiging. So onthou nou, die maatstawwe van sentrale neiging is ons mediaan, ons gemiddeld en ons modus. So in alles wat ons tot dusver gedoen het jy elke keer gesien het ons die mediaan en die gemiddeld met mekaar vergelyk. Nou die mediaan is in alle gevalle ons meer akkurate en meer betroubare maatstaf, want die mediaan word deur posisie bepaal, met ander woorde, 'n plek waar hy lê of voorkom. En hierdie posisie word nie deur die skeefheid en of uitskieters beïnvloed nie. Die gemiddeld daarteenoor is 'n minder betroubare maatstaf. Hy sal slegs vir ons betroubaar wees indien ons data simmetries is, want dan is ons gemiddeld gelyk aan ons mediaan. Die modus is ook nie 'n baie betroubare maatstaf nie. Dit sal wel 'n goeie maatstaf wees indien dit 'n hoë frekwensie het, bedoelende die modus is nie net 'n waarde wat 2 keer voorkom nie, hy kom soos 5-6 keer voor, afhangend van hoe groot jou datastel is. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld om alles wat jy nou gehoor het toe te pas. Bestudeer die tabel met gemiddelde maksimum temperature in Johannesburg en beantwoord dan die vrae wat daarop volg. So ons sien, dis van Januarie tot en met Desember is die temperature vir ons gegee. Die eerste vraag wat ons kry is dat ons die data moet voorstel deur middel van 'n mond- en snordiagram. Dan moet ons kommentaar lewer oor die verspreiding van die data. Dan moet ons besluit is die gemiddeld of die mediaan die beste maatstaf vir die data, en laastens moet ons gaan bepaal of daar enige uitskieters is. So kom ons begin met die eerste ene. Ons moet nou die data voorstel deur middel van 'n mond- en snordiagram. So baie belangrik, jy moet eers jou data gaan rangskik van klein na groot. Om die mond- en snordiagram te teken, het jy 5 waardes nodig, en ons noem dit ook die 5-punt getal opsomming. Nou die 5 getalle is jou minimum,
en jou maksimumwaarde. Dan het ons die mediaan nodig. Nou, ons het 12 datapunte, so met ander woorde, ons mediaan gaan presies tussen 2 datapunte lê, sodat daar eweveel datapunte bo en eweveel datapunte onder dit is. So om die mediaanwaarde te kry, gaan jy sê 22 plus 24 gedeel deur 2. Onthou, dit gaan nie altyd so uitwerk dat die getalle mooi op mekaar volg met net een getal wat daar tussenin kan pas nie. Dit kan selfs 'n 22 en 'n 30 gewees het wat hier gestaan het. Goed, so ons het nou ons minimum, ons het die mediaan en ons het die maksimum. Nou kort ons nog ons kwartiele. So onthou, die maklikste is, as jy nou jou mediaan gekry het, as jy nou kyk, hier is 1, 2, 3, 4, 5, 6 datapunte in die onderste helfte. Nou, 'n kwartiel is die helfte van 'n helfte. So die helfte van 6 gaan weer tussen 2 waardes lê. So daar is ons eerste kwartiel en vir die boonste helfte gaan hy daar tussen die 2 25's lê. So weer eens, omdat hy tussen 2 waardes lê, tel jy die 2 waardes weerskante bymekaar en jy gaan deel dit deur 2. So nou kan jy hierdie waardes gaan opsom. En nou sien ons, die 5-getal opsomming is 16, 20, 23, 25 en 26. En nou gaan ons hierdie waardes gebruik om ons mond en snor diagram te teken. So, ons mond en snor maak seker, jy het 'n gepaste getalle lyn hierso wat ingedeel is volgens 'n regte interval. Nou, elkeen van hierdie getalle word voorgestel deur 'n vertikale streep. So, daar is ons eerste vir die minimumwaarde. Hierso het ons dan ons eerste kwartiel, ons mediaan, ons boonste kwartiel en ons maksimumwaarde. Die middelste 3 vertikale strepe verbind jy dan met die boksgedeelte en dan vanaf dit af gaan jy na die onderste waarde toe net 'n lyn trek en van na die boonste waarde, so met ander woorde, dit is waar die snorgedeelte van die hele diagram vandaan kom. Nou word daar vir ons gevra om kommentaar te lewer oor die verspreiding van die data. So as ons nou gaan kyk na die gedeelte tussen ons onderste, die minimumwaarde, en ons mediaan, wat by 23 is, dan sien ons op die getallelyn verteenwoordig dit 7 eenhede. Terwyl vanaf die mediaan na die maksimumwaarde is dit weer net 3 eenhede op die getallelyn. So hiervolgens kan ons sien dat ons data na die linkerkant baie verder versprei, uitgebrei is. En daarom noem ons hierdie verspreiding 'n negatiewe skeef of 'n skeef na links verspreiding. Vir die derde vraag is daar vir ons gevra of die gemiddeld of die mediaan die beste maatstaf vir die data is. Nou behalwe vir die teorie dat negatief skeef vir jou gaan sê dat die mediaan beter is omdat jou gemiddeld kleiner is as jou mediaan, moet jy dit ook teoreties kan gaan bereken. So, ons kry die gemiddeld is 22,17 en ons mediaan het ons dan gesien was 23. So hieruit kan ons nou duidelik sien die gemiddeld is kleiner as die mediaan en daarom gaan jy dan sê die mediaan is die beste maatstaf want die gemiddeld is te laag. Die laaste vraag waarna ons gaan kyk is om te bepaal of daar enige uitskieters is. Nou vir dit het ons die interval nodig. So onthou die formule vir die interval is jou Q1 minus 1,5 keer jou interkwartielvariasiewyte tot by Q3 plus 1,5 keer die interkwartielvariasiewyte. So ons eerste kwartielwaarde was 20 gewees en nou moet ons nog die IKV gaan uitwerk. So dis jou boonste kwartiel minus jou onderste kwartiel. So onthou ons Q3 waarde was 25 gewees. Goed, so nou het ons dit uitgewerk en ons sien ons interval is dus nou 12,5 tot en met 32,5. So weer eens, as jy gaan kyk veral na daai lekker gerangskikte data van jou, gaan jy sien daar is nie een datapunt wat buite hierdie interval lê nie. Gevolglik, daar is geen uitskieters vir hierdie spesifieke tabel nie.
Jy moet asseblief deur die voorbeelde gaan werk, voordat jy met hierdie huiswerk begin. Maar geniet dit en lekker werk.